Ja, julle, so hierso is die hele saga met hierdie Ford 5000. So, oorspronklik het hy water op die pistons gekry. Toe sê ek, right, kom ons haal die top af, ons stuur die top weg. Top weggestuur, geskiem, gepressure tests, alles toets reg. Nuwe gasket, oorspronklike Ford gasket opgesit, alles aan mekaar gesit, selfe storie, water in die olie. Toe dink ek, okay, ek seker nou 'n swak job gedoen. Kom ons haal weer die top af en sit weer die top gasket op. Maak die blok mooi skoon, maak die top mooi skoon, alles is reg, perfek, sit hom op. Vat die torkie top, ry die trekker warm, kom terug, tork hom weer. Selfe storie, nog steeds dieselfde storie. Kyk nou hierso, so wat ek toe nou gedoen het is die volgende. Ek het die intake manifold afgehaal, want ek het gedink hy kan dalk hier lek, hierso of hierso inlek na die piston se kant toe. Want as jy nou kyk, die engine blok het hierso 'n waterpoort en het daar 'n waterpoort. Toe het ek die water in die radiator gegooi totdat die water hier by die engine uitkom. En kyk nou wat ek nou maak. Ek het nou wind binne in my silinder. My silinder is nou onder en al die valves is nou toe bo. En kyk daar. Ja, hopelijk kan ek die camera stil genoeg hou. Net vir ons hier lekker zoom. Dan blaas ek wind. Kyk, daar kom die babbel. So, dit sê vir my dat daar moet 'n probleem met die top wees. Want 'n gasket wat jy opsit en nie opsit, al trek jy hom sleg vas met die topboute, hy kan nie so met hierdie bietjie druk wat ek in die silinder sit, sommer daai klas bubbles maak nie. So wat nou? Nou sit weer top afhaal, dan moet seker maar weer die top laat toets. So kom ons kyk maar wat gebeur. Hierdie Ford 5000 het vir my nagmerries gegee. Want ek het nou al, soos die vorige video's, top geop en top geaf en gedie kant toe, gedaai kant toe en ek het net nie die fout gekry nie. Wat ek nou gedoen het was, ek het weer die top afgehaal, maar ek het die engine se blok vol water gelos en so waar as wragtig, daar's 'n gat in my sleeve in piston 1. So kom ek wys julle. En daar kan ons sien waar die moeilikheidmaker is. Kyk hoe loop hy sommer daar uit. Dit is so 'n klein gaatjie. Jy kan dit nie met die oog sien nie. En toe ek nou die water in die blok gelos het, kyk hoe loop hy daar deur. So dit verduidelik vir my hoekom ek so gesukkel het en wat die moeilikheid was. So gelukkig is dit nou verby. So ja, nou moet ons die keuse maak. Gaan ons dit probeer regmaak? Of gaan ons die engine vervang? Ek weet nog nie wat die antwoorde is nie, maar ons sal vir julle laat weet. So ja, ons is in die proses om hier 5000 te slag. As ons nou 'n gat in die sleeve. So ja, dit is sover ek gekom het. So om 'n 5000 se engine uit te haal is eintlik 'n baie lekker job. Dit is glad nie ingewikkeld nie. Letterlik wat die voorkop aan die engine vashou is 3 groot boute. Hierso 1, 2, 3 en 3 daai kant ook 6 boute. En dan haal ek maar net die voorneus af. Dan maak ek die cowling los, want jy moet die trekker opjack onder om hierdie yster, hierdie stabilizer arm, hier onder die engine blok, om hom hier uit te kry. En ja, dan skuif jy die voorkop weg, en nou het ek natuurlik ook mos alles losgemaak rondom my engine. Nou sit net hierdie bellhousing boute wat hier so sit, reg rondom, en dan kan ons die engine vat, en dan kan ons hom uithaal. En hier is hy nou, Ford 5000 engine uitgehaal. Hy het so 'n bietjie gesukkel,
was so 'n bietjie strammerig geweest, want hierso kom sulke dowels in, hulle het so 'n bietjie vasgesit, maar hy loop hy, reg vir die engine herbouer. Nou toe, as julle van julle video's like, share hulle 'n bietjie, eers vir al die van my kant af, lekker dag verder, cheers.